Herman en Andien is almal hier wat julle verwag het. So dan kan ons maar begin. In besonder vir Andien en Herman en Johan en sy familie daar ver in Australië. Vir ons as gemeente is dit ook hartseer om van Lorna afskeid te neem. Jy het gesê sy is so lief vir wit gewees. Ek het ook maar 'n wit hemp aangetrek. Vroeër het ons dit elke Sondag aangetrek. Deesdae is dit nie meer so gewild nie. Maar sy was 'n baie besonderse persoon, deel van die gemeente, altyd waardig en stylvol en ook in haar diepe geloofsoortuiging en daarom neem ons ook met daardie gesindheid van hartseer, maar die formulier sê ons treur maar nie mense sonder hoop nie. En dit doen ons saam met julle om ook vir die Here dankie te sê vir haar lewe en op 'n waardige wyse van haar afskeid te neem. Welcome to our English-speaking friends that were colleagues of Andien. I'll share some thoughts with you in English so you can be part of our service. You are very welcome. I read a wonderful illustration that in May and June in 1992, the cellist Vedran Smailovic played Albionis Adagio in Sarajevo, and that was in the crater after 22 people were killed after a mortar shelling, and they were waiting for some bread. And all he has done was to put his cello in that big crater and play the music. His response was to create beauty and offer beauty, not anxiety, not fury or revenge, not despair, but beauty. And the beauty he offered changed everything. En dis wanneer ons ook afskeid neem van 'n geliefde, is ons hartseer, maar ons bied ook mekaar die mooi vertroosting aan van die woord van die Here. Maar ons bied dit ook aan met mooi blomme. Wat Lorna so lief was vir tuin maak en blomme. En ook die wit blomme Andien. Want mooiheid spreek ons aan as ons hartseer is en troos ons ook. En daarom bid ons dit ook vir julle as familie. Professor Cas Vos het 'n gedig geskrywe oor aankoms in die hemel. En miskien het Lorna iets daarvan ervaar. Met 'n mond vol hosannas vaar die skip die hawe in. Die see het sy wit baard geskeur. Die dood het in die stof gebyt. God se stad is fyn van goud, uiteindelik van oog tot oog. Kom ons bid ook verder saam. Here God, in oomblikke soos hierdie waar ons voor U staan as die ewige God, wat altyd daar was en altyd daar sal wees, maar ook wat hier by ons teenwoordig is, juis in tye van diepe hartseer en afskeid. Dankie dat ons aan U kan vasgryp, want juis in oomblikke soos hierdie besef ons eie broosheid, ons eie tydelikheid, en Here het ons ook nodig dat U deur die Gees ons versterk. En daarom hou ons ook vas aan die teks wat vir Lorna so baie beteken het, dat U Gees wat U vir ons gegee het, maak ons nie bang nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. En ook in tye van afskeid, dankie dat dit juis U Gees is wat ons troos, wat vir ons vertel van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dankie vir die mooi herinneringe wat ons as gemeentelede ook aan Lorna het, haar deelname, haar voorbeeld in geloof, maar ook hulle in besonder as gesin en familie, ook vir die swaar tye wat sy deurgemaak het en hulle saam met haar, dat sy vasgehou het aan U, dat die Gees haar ook daardeur gedra het.
En daarom aanbid ons U, Vader, Seun en Heilige Gees, en vra dat U ons ook saam sal troos. U is in immers die trooster. Amen. Ons gaan nou die Ons Vader ook as 'n gebed saam sing, en ek nooi julle om saam te staan en Ons Vader saam te sing. Ek gaan nou vir Andien vra om 'n huldeblyk en die bedankings namens hulle familie te doen. Asseblief Andien, weet dit is moeilik om dit te verwoord, maar jy wil dit graag doen en ons gee graag vir jou geleentheid. Maak net seker hy is hoog genoeg. Sy reg so. Hy's reg so. Dankie. Dit die kaarsie aan. Ons die kaarsies. Een vir jou en een vir my en een van my. Vir my. I'll also throw in a few English words because there's a lot of people that are English. My brother's streaming from Australia with his wife and my mo's kleinkinders. And obviously partners are English. Broer, oorsee, ek hoop jy verstaan nog Afrikaans. Ek wens ek kon daar agter staan, my broek bewe baie. Eerstens wil ek net sê baie dankie dat julle almal gekom het. Ek het geweet maar wat geliefd, maar genade. Dis ongelooflik. En my colleagues, thank you for coming through. You've got no idea how much it means to me. And you know, I was thinking 2 days, what can I say about Mum? You all know her very well. I think if I could say a lot, we'll be sitting here for days. But then I sat in the lapa the other day, and I watched this thing. I bought it when we went to walk the Sani Pass. En dit sê, die lewe kom nie met 'n handleiding nie. Dit kom met 'n ma. En dis is waar. En ek dink, ek en Herman Johannes bevoorreg om 'n ma soos ma te gehad het. A lot of you might not have had the privilege to have a mom, but we can surely show we did. And she was classy, stillies, beautiful, never have anything nasty to say about anybody. She was always there for everybody. She would give a last cent for you.
I really want to say thank you, and there are names that I want to name because it's the support was just amazing. Jy kan nie glo die ondersteuning wat ons gekry het van oral oor nie. En dit het ons gedra, maar dit het maar gedra in die hospitaal ook. So dit gaan onregverdig wees om name te noem. Ek kan dan net deur die almal gaan en nog ander met die huis ook. En ek wil nie, maar net weet almal wat by die hospitaal was. Ek praat nou van bure, vriende, familie, kollegas. Anton van Eskom wat hy is. Ek weet nie wat om vir julle te sê nie. Ek dink dit is net ongelooflik. So what this means, what I'm saying, Kiki, Dolly, you're going to have to translate in Nepalese, okay? It means life doesn't come with a guide or a lifeguard. It comes with a mother. En ja, dankie dat julle gekom het. En weet jy, ma is nou by Pa Dries, waar sy altyd hoort. Sy het groot liefde in haar lewe gehad by Pa Andries. En Tannie Woon, Tannie Zelda, Mbosi, Rudy. And I'm afraid to say she's going to have a farm full of animals waiting for her that side. All dogs. But I just want to thank you so much for coming. And I want us to play a song, and those close to her will know what a song is. This was a live song, and it's called I Made It Through the Rain. And she did. So dankie hoor. Dankie. Ek kan nou niks beplan nie, Andien het gesê daar gaan nie speeches wees nie. Maar ek dink ons het 'n nuwe matriark in die familie. Ek wat nou hier staan, ek het glad nie besef ek gaan iets moet sê nie, ek het nog nie gehuil nie. Ekskuus. Ek het gewonder, hoekom ek nog nie gehuil het nie. Okay. Let's order up. So 5 weke terug het my ma my gebel en gesê sy is met kanker gediagnoseer. En dis I'm getting there. En dis maar 'n shock. Ten spyte van al die ander dinge wat sy moes deurgaan. Ek do. This is off the cuff. I wasn't supposed to talk. But ek het deurgery en toe ek by ons huis kom. Sorry. Ja. Toe kry ek 'n klein wit veertjie in die deur. En dit was 'n teken. Somehow toe ek daai veertjie, die fynste, perfekste deurtjie in die huisdeur optel. To besef ek, your mom is already starting to change into an angel. Ekskuus. Ek dink ek was sterk. Ek het gewonder hoekom het ek nog nie gehuil nie. Maar ek het gehou vir nou. So en dit was daai veertjie wat ek weet nie of die angel daar was om vir haar te kom sê ons kom jou haal oor 'n maand nie. En of dit of sy begin het vlerke groei het nie. Maar ek dink dit was die vlerke. Sorry, I'm supposed to be strong, eh? Baie dankie vir almal wat hier is. Sorry, hierdie was nou af te kaf. Sy het gesien niemand gaan niks sien, dog ek dis cool. Sorry. Niemand gaan huil nie. As ek net my pilletjie drink, dan gaan ek nie huil nie. Maar it had to happen. So baie dankie vir almal. En dit is dis die afskeid hierdie. Thanks. Is 'n plesier. Sorry, I broke down. Yeah. No, you did not. Geliefdes, ons gemeentelede ken Johannes 11 uit die Afrikaanse Bybel. Ek gaan dele uit die Engelse Bybel ook lees ter wille van ons vriende. I'm reading out of John 11, and there it says, "Now a man called Lazarus became sick. He was from Bethany,
village where Mary and her sister Martha. So the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. You have to notice that. When he heard this, Jesus said, the sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. And so when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. And then he said to his disciples, let's go back to Judea. And then on his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. And Jesus said to her, your brother will rise again. And Martha answered, I know he will rise again in the resurrection on the last day. And then Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? And then Mary and Martha accompanied Jesus to the grave, and then we read, when Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you have been here, my brother would not have died. And when Jesus saw her weeping and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. And Jesus wept. Then the Jews said, see how he loved him. Dat Jesus ook gehuil het. En Herman, ons hoef nie skaam te wees om ons trane te wys nie. Ons aanbid 'n Here wat ook deernis kan wys en sy liefde kan wys. Brothers and sisters, I want to share this with you. There was a flick on Netflix called The Dream Seller. And it was about a successful businessman who ran a very profitable business. And he was married to his wife and had a beautiful little daughter. But most of the time, the business was his main focus. And they planned a holiday together to share and be together as a family. But then that usually happens with a business. There was a crisis, and this man had to stay behind, and he let his wife and daughter fly to their destination before him, and he will later join them. And then that dreadful thing happened, that the plane crashed. And then this man's life crashed as well. And after his mourning, he sold everything, and he became the dream seller. And the phrase that caught my attention was that everyone he met, he told them, I want to sell you a comma to write further in your life story. I want to sell you a comma to write further in your life story. Because in death, it feels like a full stop. Everything stops. En geliefdes, ons weet, dood stop 'n mens in jou tree. Maar hierdie man sê, ek wil aan jou 'n komma verkoop.
En dis wat Jesus ook hier vir ons wil doen en vir Martha en Maria om te sê as gelowiges glo ons ook in die ewige lewe en die opstanding. Die dood is 'n komma hier op aarde, 'n belangrike komma. Maar Jesus sê ek is die opstanding en ek is die lewe. En daarmee kan ons mekaar bemoedig. Maar wat ek ook wil uitlig is dat Johannes sê vir ons dat Lazarus se naam word nie genoem nie. Maar hy word getipeer as die ene vir wie Jesus lief is. En Martha en Maria en Lazarus was een van die min huisvriende van Jesus, by wie hy aan huis was, gekuier het en gesels het. En daarom hoef hulle hom nie te herinner het wie hy is nie. En die onverklaarbare is dat Jesus toe nog 2 dae gewag het voordat hy teruggaan na hulle toe. Ek dink nie een van ons gaan weer na 'n dokter toe as jy hom bel en sê ek is ernstig siek en sê wag, einde van die week sal ek dalk kom nie. Ons glo nie dit werk so nie, maar hierdie is die misterie van God se werking. God is nooit haastig nie, maar God is ook nooit laat nie. En hierdie misterieuse tydsberekening tussen God en ons, dat die Here nie net vir Lazarus wil gesond maak nie, maar dat hy hom ook wil opwek uit die dood uit, as 'n teken van sy eie opwekking. Maar tog voel ons, hierso is iets fout, want hulle is bietjie kraprig met Jesus toe hy daar aankom en sê, Here, as U hier was, waar is U? En ek dink dikwels in ons swaar kry, voel dit asof die Here ver is. Maar hy is op 'n ander manier teenwoordig. Hierdie lied van Lorna, I Made It Through the Rain, sê so ietsie daarvan, dat 'n mens selfs in die reën bewus is van hoe die Here ook teenwoordig is, al reën jy nat. Sal ons net nou daarna luister, want hy het nie nou gespeel nie, nee, dis reg. I made it through the rain. Ek het dit deur die moeilikheid gemaak. Die Here het my gedra, ek het sy teenwoordigheid ervaar. Maar soms is ons, soos Teresa van Avila het gesê, sy het 'n bietjie met die Here beklei, omdat sy ook swaar gekry het. Toe sê sy, en ek dink ons sal versigtig wees om so te praat. Sy sê, Here, as ek ervaar hoe U vriende behandel, dan verstaan ek hoekom U so min vriende het. Sy was sommer kwaad vir die Here. En sy is 'n groot heilige, wat as 'n heilige vereer is. Maar Lorna as vriendin, haar betrokkenheid by die Bybelstudie en die super seniors, is vir ons 'n besondere voorbeeld hoe sy ook haar swaar gedra het. Andien het ook gesê haar liefde vir musiek, tuinmaak en haar hondjies was ook vir haar baie belangrik. En daarom het die super seniors ook 'n huldeblyk geskrywe en gesê, ons treur oor die heengaan van 'n geliefde bestuurslid wat 'n groot leemte laat. Haar entoesiasme en bereidwilligheid vir al ons aktiwiteite was prysenswaardig. Sy was 'n elegante dame met 'n warm hart vir haar medemens. Sy het dikwels 'n verswakte vriendin gaan versorg, om diese versorger 'n ruskans te gee. Sy het 'n besondere liefde vir diere gehad, en besonder haar eie hondjies, vir wie sy vakansies opgeoffer het om na hulle om te sien. Op plekke waar niemand hulle sien nie, doen goeie mense dit wat meeste mense net voor die oë van die wêreld sou doen. So het ons Lorna geken. En dit kom van Rina en die super seniors. En ek dink dis hoe julle ook julle ma geken het en ook nog op 'n dieper vlak. Maar dan die Martha en Maria rou op verskillende wyse. Ons lees dat Martha die ene was wat, kan ek maar sê in ons dag se taal, die telefoon geantwoord het en die voordeur oopgemaak het en met almal gepraat het en sy het heeltyd besig gebly. En Maria het eenkant gaan sit en wou net by haarself wees. En dis die twee uiterstes en dis nie reg en verkeerd nie.
Maar elkeen van ons het albei nodig. Andien en Herman, julle moes sekere reëlings tref, al was dit swaar. Maar soms voel 'n mens net om een kant te sit en tot verhaal te kom oor wat hier gebeur het. En ook toelaat dat die Here jou troos. En ek dink ook belangrik, Herman, Jesus wat gehuil het. En daar's 'n belangrike boodskap in ons trane. Ons as man sê maar tigers don't cry. Ons wys nie graag ons trane nie. Want soms in die samelewing word huil as 'n swakheid gesien. Maar Friedrich Buechner het iets so mooi gesê. Hy het gesê trane is God se boodskappers. As ons trane net sluk en verberg, dan verberg ons 'n belangrike emosie wat ons nie wys nie. Ons onderdruk dit net. Maar ook as ons trane laat oorneem, is dit ook nie goed nie, want dan gooi ons dikwels, soos ons in Engels sê, 'n pity party en jy is so jammer vir onsself. Maar trane is 'n gesonde boodskap, want Jesus self het gehuil, dit wys ons deernis, ons hartseer. En ons kan dit maar as mans en as vrouens op 'n wyse wys, want julle ma was 'n belangrike deel van julle lewe. Julle lewe het om haar ook gedraai en haar lewe ook om julle. Maar vriende, baie dankie dat julle ook hier is. Ons lees dat baie van die Jode ook na Martha en Maria gekom het om hulle te ondersteun. En Walter Bruggeman het hierdie wonderlike ding geskrywe en ek deel dit met julle op Engels. What we always discover is that if we can get access to our pain in a community that we trust, our pain almost always is bearable because the trustworthiness of our brothers and sisters, that it will hold and is reliable and will not let us fall through. 'n Geloofsgemeenskap wat mekaar vashou en vir mekaar bid en ondersteun in tye as dit reën, as ons huil, as ons swaar kry. En daarom is dit ook wonderlik al die seniors in die Bybelstudie wat hier kan wees, die wat nie siek is nie, om ook vir julle as 'n gesin te ondersteun. En Ziggy Ziklar het dit so mooi gesê, grief is the price you pay for loving somebody. En dit is 'n dierprys, maar wat sal ons anders te maak? Ons kan nie ophou om lief te hê nie. En daarom sê Jesus ook, ek wil 'n kom aan ons verkoop as gelowiges. Hy sê ek is die opstanding en die lewe. Die dood se punt wat ons so diep tref word 'n komma. In die donker van Jesus se eie dood breek die lig deur in sy opstanding op die 3de dag en dit gee ons hoop. En die hoop is dat ons aan die Here behoort. En daarom is ons herinneringe ook daar waar Lonna saam met ons kommas verkoop het en ander gedeel het. Soos Rina ook geskryf het, hoe sy vir ander wat swaarder as sy gekry het, geondersteun het en gehelp het. En daarom kan ons ook vashou aan haar herinnering as 'n gelowige. Ek het hierdie gedig van Roland Rolheiser verlede week by hom Willie ook gedeel, maar ek deel dit vandag in die oorspronklike Engels. This is a poem by Roland Rolheiser that he has written through the eyes of Mary Magdalene, meeting Jesus outside the empty tomb on Resurrection Day. And then she shared her feelings about how difficult it is. I never suspected resurrection to be so painful, to leave me weeping with joy to have you alive and smiling outside an empty tomb. With regret, not because I've lost you, but because I've lost you in how I had you. In understandable, touchable, kissable, clingable flesh, not as fully Lord, but graspably human.
And I want to cling despite your protest, cling to your body, cling to your and my clingable humanity, cling to what we had in our past. But I know that if I cling, you cannot ascend, and I will be left clinging to your former self, unable to receive your present spirits. En Andien en Herman, ek dink ons voel almal, ons wil die herinneringe vashou, dit kan ons doen. Maar ons kan nie meer vir Lorna hier hou soos ons haar gehad het nie. En dit gaan ons mis, maar die sware is om haar te laat gaan in die hande van ons Here Jesus Christus, wat vir haar ook baie lief gehad het en sy ook vir hom. Ons dank die Here ook vir haar lewe. Amen. Kom ons luister nou na daardie lied asseblief, Mornay, I made it through the rain, en dan kan elkeen ook dink aan hulle gedagtes, wat ons ook aan herinneringe aan Lorna saam kan deel. And rainy days, and somehow we survive. We keep the feelings warm, protect them from the storm, until our time arrives. Then one day the sun appears, shining through those lonely years. I made it through the rain, I kept my world protected. I made it through the rain, I kept my point of view. I made it through the rain, and found myself respected by the others who got rained on too, and made it through. When friends are hard to find, and life seems so unkind, sometimes you feel afraid. Just aim beyond the clouds and rise above the crowds and start your own parade. 'Cause when I chased my fears away, that's when I knew that I could finally say, I made it through the rain. I kept my word.
Ja, dit het pragtige woorde, baie dankie. Ons gaan nou lied 519 sing, wees stil en weet ek is die Heer. Daarna vra ek dat julle sal bly staan, dan gaan ek die afskeidsbrief lees, en daarna word julle genooi om daar by die tafel verby te stap, om dalk 'n laaste blommetjie te strooi, en dan saam te kuier in die saal, en ook herinneringe te deel met die familie. Julle is hartlik welkom. Kom ons staan, dan sing ons wees stil en weet ek's die Heer. Dit het die Here van hemel en aarde behaag om van ons weg te neem, ons geliefde Lorna Bosman, in die ouderdom van 79 jaar. Sy sou Sondag 80 jaar oud geword het. In die dae wat kom, sal ons nou na haar verlang en haar mis, maar daar is 'n stille berusting in ons harte, omdat ons weet dat sy, ons hemelse Vader, nooit 'n fout maak nie. Ons is dankbaar vir die magdom van tere en soete herinneringe wat ons van haar het en wat ons altyd in ere sal hou. Haar plek sal altyd leeg wees, maar ons berus in die wil van die Here en daarom roep ons saam uit met die gelowige Job: die Here het gegee, die Here het geneem. Loof die naam van die Here. Dis van sy bedroefde familie en vriende. Daarom bid ek nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees met Andien en Herman en Johan en sy familie, maar ook ons almal sal wees en bly. Amen. Ekskuus. Ja, jy is welkom. Ek het nie geweet voor die tyd nie, maar jy is welkom. Môre julle. Ek het baie lank saam met langs Lorna gebly in 2 huise daar in die kompleks. En toe ons nog ons hondjie gehad het, het ons maar altyd daar gesien en loop sy met die hondjies. Dit is hoe ons maar, jy weet, begin praat het en dit is hoe sy was, jy weet. Maar ek wil net eers begin met Andien. Herman, baie dankie vir jou wat jy weet 3 keer 'n dag hospitaal toe gery het. Jy weet, jy sit daar, jy speel musiek vir jou ma. Jy weet, jy vryf haar voete, jy praat met haar. Ek is baie bly. Ons het daar op 'n party haar gesien wat sy fantasties gelyk het. So baie dankie Herman, dankie vir julle. Dankie julle. Ek kan net 'n paar goedjies sê. Lorna sal geken word as 'n persoon met integriteit. Jy weet, sy sal nie die pad afloop en sy sal begin met jou praat, soos almal in die kompleks van ons weet. En dan
praat jy 20 minute met haar en dan sy het jou nog nooit voorheen gesien nie. En die 2 hondjies. Sy is die enigste een in die kompleks wat die reël kon breek. Haar hondjies loop nie met leibande nie. Ons het vrede daarmee gemaak en dit was dit. So, Lona, ja, sy mag. En sy was baie lief vir honde, regtig. Die honde was haar alles. Daai honde het hemel op aarde gehad. So, ek wil net vir jou sê, soos Herman gesê het, ek het ook die dag gehoor, toe kom sit sy daar by ons Lapa, ons het die gewoonte gehad elke Vrydag, dan kom sit sy daar en drink sy wyntjie saam met ons. Toe sê sy, Nico, ek het nou hierdie boodskap gevry van die dokter, toe sê ek, ja Lona, hoe voel jy daaroor? Toe sê sy, nee, weet jy wat, ek het 'n goeie innings gehad. So sy het vrede daarmee gemaak. En sy het net gesê, luister, what must be, must be. Jy weet, en dis hoe ek haar net sal ken. Eintlik, ek herhaal alles wat julle gesê het van haar, maar dit is maar net Lona. Jy sal Lona hier sien en dan sal jy, tot die asblik mense het Lona geken. Wat sy kos op die vensterbank neersit en dan. So, ek wil net sê, rustig Lona, ons gaan jou mis. En dankie vir, dat jy 'n dag vir my, jy weet as jy met my praat, dan voel ek weer, ek's weer lus vir die lewe. Dankie. Dankie. Ek is seker daai 2 hondjies gaan niemand opgevreet het nie, is die dat hulle kon losloop. Kom ons gee die familie eerste kans om uit te beweeg, daar by die tafel verby en dan volg ons ook en dan kuier ons ook daar saam. Baie dankie.